so 'n mini-reeks wat ek genoem het The Most Regrets What People Have aan die einde van hulle lewe. Toe ek die eerste Sondag het ek 'n maatband hier gehad en ek het hom uitgereik tot op 'n meter. Ek het myself as voorbeeld gevat. Die gemiddelde ouderdom in Suid-Afrika wat mense word is plus minus 85. Nou Christie gooi die hele balans uit. Want hy is by sy bestbefore verby en ook by vervaldatum. Maar as ek 65 is en ek gaan 85 raak, dat ek net dit hoor. Net die stukkie. En toe is my vraag, wat gaan jy doen? The five most regrets people have. I wish I hadn't worked so hard. Ons het hom gedoen 3 weke terug. Die tweede een, I wish I had the courage to express my feelings. Die derde een, wat ons vandag wil doen, I wish I had let myself be happier. Dan sal ons dalk nog die ander twee, I wish I had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me, and I wish I had stayed in touch with my friends. Nou die eerste een wat ons, ek gaan net vinnig opsom, het ek hierdie teks gebruik. In Paulus sê in Efesiërs 2:10, God het ons gemaak wat ons nou is, in Christus Jesus het hy ons geskep, om ons lewe te wy aan ons werk. Nee. Aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Nou, en ek het dit persoonlik gemaak. Kom, ek sit jou naam daarin. Nee, God het Welly gemaak, wat Welly nou is. Want in Christus Jesus het hy Welly geskep, om sy lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy Welly bestem het. So myne en joune gaan nie noodwendig dieselfde wees nie, dit het te doen met ons gawes en talente en persoonlikheid, klomp goed. Toe het ons laasweek gedoen, I wish I had the courage to express my feelings. En ek gaan niks hersien oor laasweekie behalwe deur dit te sê. As jy ooit eendag die voorreg sou hê, en ek sou voor jou te sterwe kom, en jy sal my begrafnis bywoon, dan sê ek altyd vir mense, moet niks op my begrafnis sê, wat jy nie vir my gesê het. Niks. Nou sê ek altyd vir my vriende, en jy mag ook nie my begrafnis kom bywoon, as jy nie die laaste jaar vir my gekuier het nie. Nou sê my Piel en Wind toe, onthou hoe die jaar begin nou. Ek verstaan nie dat mense duisende myle vlieg en ry na mense se begrafnis toe, wat klaar dood is. Doen dit voor dit. Anyway, dis laasweek se preek. I wish I had let myself be happier. Nou, ek het vir jou in die blaadjie, jy kan dit rustig by die huis gaan lees. Dis nogal interessant hoeveel skrif daar is. Maar eers 'n storieetjie, Ryan spring in sy pappa se arms. Pappa, my hartjie is so gelukkig, sê hy spring af en hy gaan speel met sy neefie Rikus wat kom kuier het, en hy en Rikus sien mekaar nie baie nie, en hulle is groot pelle. Maar na rukkie toe kom Ryan in die huis in met 'n lang gesig, en sy pappa vra nou, wat het nou van jou gelukkige hartjie geword? En hy sê, Rikus het dit laat uitlek. Nou ons hartjies lek ook uit. Ons gelukkige hartjies lek ook. Psalm 100, dien die Here met blydskap, kom voor hom met jubel. Nou daar's drie tekste wat ek aan mekaar wil sit vandag. En die een is in Psalm 1, dit gaan goed met die mens,
wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Nou ek wil hê jy met jou lewe, jy met jou sien as 'n boom. 'n Boom met wortels wat onder die grond is, waar hulle die water opsuig en alles wat hulle nodig het. Dan het hy stam en dan het hy blare en vrugte. Nou, hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is. Ok, die tweede ene is in Johannes 7:38, met die een wat in my glo, Jesus, is dit soos, die skrif sê, strome van lewende water. So die strome word onder by die wortels uitgehaal, en dan kom dit uit na die blare en na die vrugte. Dit word hier verwys na die vrug van die Heilige Gees. Strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. En die derde skrif, Jesus aan die woord, dit sê ek vir julle, dat julle vrede kan vind in my. In hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld oorwin. Met ander woorde, dit gaan nie net, die blare en die vrugte gaan nie net altyd goed gaan. Maar as jou wortels in Christus is dit irrelevant wat rondom jou gebeur. Nou terwyl ek die preek voorberei, die week, kry ek my munisipale rekening deur die e-mail. My munisipale rekening is altyd so R2,500 en hy is toe R5,500. Ek kyk hom so en ek gaan, maak hom oor. Amper R3,000 is water. So ergens het ek 'n lek. Ek gaan toe na die meter, die lesing is reg. Ek kyk die rekenings en ek sê vir myself, Willie, now you must stay happy. Because you're busy prepare a sermon on happiness. That's the point. Wanneer dit met ons nie goed gaan, wanneer sleg goed kom, moet ons vrugte nie afval nie, dan moet ons die vrugte dra. Want ons wortels is, kyk wat staan hier, sodat jy vrede kan vind in my. Dit is in Christus. Nie in my omstandighede nie. Nie in my waterrekening nie, maar in Christus. Ok, kom ons blaai gou, nou wie my verdra, maar ek sal hulle nie alles lees nie. Maar dis nogal amper sê skokkend. Psalm 118, daaroor juig en bly wees. Nehemia 8:11, as julle die Here met blydskap dien, sal hy julle beskerm. Luister, met blydskap dien. Filippense 4:4, wees altyd bly in die Here, sê Paulus. Ek herhaal, wees bly. Johannes 15:11, dit sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Spreuke 17:22, 'n vrolike mens is 'n gesonde mens. Romeine 15:13, mag God die bron van hoop julle deur julle geloof met vreugde en vrede vervul. Psalm 16:11, u leer my hoe om te lewe, by u is daar oorvloedige blydskap. Galasiërs 5:22, die vrug van die Gees daarteenoor is vreugde. Psalm 37:4, vind jou vreugde in die Here. Psalm 126:3, ons was bly. Psalm 68:4, maar vir die regverdige sal daar blydskap wees, hulle sal juig vir God, hulle sal vrolik en bly wees. 32:11, verbly julle in die Here, juig, jubel. Jakobus 1:2, julle moet baie bly wees. Psalm 97:11, blydskap vir die opregtes. Spreuke 15:13, blydskap laat 'n mens se gesig straal. Psalm 28:7, daarom is ek bly en wil ek hom loof.
1 Petrus 1:8. En dit vervul ons met 'n onuitspreeklike, heerlike en heerlike blydskap. Paulus weer in 1 Tessalonisense 5:16, wees altyd bly. Johannes 16:24, sodat julle blydskap volkome kan wees. Habakuk het ons net gesing, nogtans sal ek in die Here jubel. Ek was in my voorbereiding besig om, Herman het vir my songs gestuur, en toe sit ek die Habakuk song, en toe kry ek die mispale reek. Toe kyk ek hy water so te sê ek, nou Willie, nogtans sal ek in die Here jubel. Jesaja 61, ek is baie bly, ek juig. Jesaja 12:3, met blydskap sal julle water skep. Psalm 100, dien die Here met blydskap, kom voor hom met gejubel. Dis eintlik skokkend wat in die Bybel staan. Oor vreugde, geluk, blydskap, jubel. Nou Leon Ferreira wat nou die dag nie was. Ons sit die dag na die diens by die huis. Vertel my van sy ma. Ek vertel jou sy storie. Hy vertel, ek het my ma baie lief gehad. Sy is 'n klompie jare gelede skielik oorlede sonder enige waarskuwing. 2 jaar voor sy daardie noodlottige hartaanval gekry het haar lewe totaal verander. In daardie 2 jaar het ek en my ma 'n beter verhouding gehad as die res van die vorige lewe. Dit was so, sien, ek het my ma geken as iemand wat altyd net op die randjie van ek is gelukkig was. Dis asof gelukkig wees haar hele lewe lang net buite haar bereik was. As dit net kan gebeur, as die situasie net kan verander, as daai probleem net kan uitgesorteer raak, dan sal ek gelukkig wees. Ironies genoeg was dit juis haar aanhoudende soeke na om gelukkig te wees wat haar daarvan weerhou het. Dit het haar heeltyd laat fokus op die klein foutjies in die lewe, met die hoop dat dit eendag sal verander. Daar was altyd net nie genoeg geld nie. Die somer was altyd net te warm. Dit het altyd net te veel gereën. Die mense om haar was vir haar net te nuuskierig of nie vriendelik genoeg nie. En nou vertel Leon, ek het my neefs baie lief gehad en hulle was soos broers. Maar die jongste van my oom se 3 seuns, Henny, was 'n swart skaap. Die een wat nie aan die verwagtinge voldoen het nie. Hy het nie skool klaar gemaak nie, hy het nooit getrou nie, hy kon nie 'n job hou nie, hy het met verslawing gestoei, en terwyl hy op die pad was, het hy begin dwelms gebruik, en Henny het partykeer verdwyn. Partykeer sommer vir jare aan een, en dan op 'n dag verskyn hy net weer in iemand se lewe. En nou sê Leon, ongeveer 2 jaar voor my ma se dood, het sy na 'n aftreeoord getrek, en omdat sy die jongste daar was en nog kon bestuur, moes sy gereeld die ou tannies dokter toe neem of winkel toe vat, en dit het haar baie geïrriteer, maar ten minste was sy besig. Op een dag het sy 'n ou tannie in die voorste sitplek gekry en omgeloop om die tannie se rolstoel in haar kar se boot te kry, en sy was gefrustreerd en geïrriteerd, want sy kon toe nie die boot toemaak nie, en sy kan nie so ry nie, en sy het begin rondkyk vir iets om dit mee vas te maak. En toe hoor sy skielik 'n stem agter haar. Goeiemôre tannie Lorraine, gebruik hierdie. En Henny maak sy verslonste skoenveter los en gee dit vir haar om die boot mee vas te maak. Dankie Henny, sê sy, ek is nou terug, moet asseblief nie gaan nie. Dan gee ek vir jou veter terug. Toe sy die dag terugkom, was Henny klaar weer weg. Niemand het vir 6 maande van hom gehoor nie, totdat my ma een oggend vroeg 'n oproep gekry het.
Hulle het Henny dood langs die pad gekry. Toe hulle Henny se besittingkies vir my ma bring, alles wat hy besit het in 'n klein tassie gepas. Daar was 'n handdoek, 'n tandeborsel, 'n klein Bybeltjie, 'n kartonbordjie met die woorde, iets om te eet asseblief, en 'n paar verslete stukkende skoene, en die linker skoen sonder 'n veter. En my ma het dadelik na die potjie gegaan, en die veter gaan uithaal, wat Henny vir haar gegee het. En sy het die verslonste, verslete, stukkende skoene op haar skoot neergesit, en sy het Henny se linker skoenveter begin inryg. En gehuil. Hoe graag sou sy net vir Henny nog 'n keer wou sê, dankie. En nou sê Leon, dit het my ma se hele lewe verander. Skielik het sy alles waarvoor sy kon dankie sê, raak gesien. Het die wêreld nie meer Hennies nodig, wat tot hulle skoenveter vir jou sal gee. Maar weet jy, ons leef met 'n kanker. Ek noem hom, as ek net kanker. As ek net 'n ander werk kan kry, dan sal ek gelukkig wees. As ek net 'n ander man of 'n ander vrou kan kry, dan sal ek gelukkig wees. As ek net gesond kan wees, as ek net gewig kan verloor, as ek net my lewensmaat kan ontmoet, as ek net in 'n ander land kan gaan bly, as ons net 'n ander regering kan kry, as ek net in 'n ander woonplek kan gaan bly, as ek net 'n beter verhouding met my kind kan hê, of met my ma kan hê, of met my pa kan hê, as ek net in 'n ander huis kan woon, as ek net meer tyd gehad het, as ek net die projek kan klaar kry, as ek net, en dit is wat Leon se ma was. Elke keer net 'n bietjie van geluk af. I wish I had let myself be happier. Jy's geplant soos 'n boom wat by waterstrome is. Jou wortels is in die water, jy dra die vrugte op die regte tyd. Strome van lewende water dra vrug in jou boom. En ongeag of dit goed gaan, Jesus sê, sodat jy vrede kan win, gelukkig kan wees in my. Ek het 'n boekie geskryf, lang terug, 3 of 4 jaar terug, Wees gelukkig. En ek het in daai boekie 30 goed gelys, wat jy kan doen. En ek wil vanoggend net 9 dalk 10 behandel. Die eerste een is, deel met skuldgevoelens. Mense straf hulle self voortdurend deur skuldig te voel. Ons is almal produkte van ons verlede, maar ons hoef nie gevangenes van ons verlede te wees nie. God kan nie sy doel in ons lewe bereik, as ons almal by die verlede gaan sit nie. Maak vrede met jou verlede, hè mosiekie, jy moet uit. Bly gelukkig, Willie. Ja, hy is gelukkig. Daar gaat hy, daar gaat hy. Want ons kan nie die alarm stel as hulle hier is. Maak vrede met jou verlede, dat dit nie jou vreugde vandag steel. Jy kan nie die verlede verander nie, maar as jy heeldag teruggryp na die verlede, dan verander die verlede vandag. En don't let it be. Die vrede van Paulus skryf in Filippense, ons gaan net gou by Paulus opdraai. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan, ook alle misverstand, sê ek altyd. As die vrede wil hê, jy twee diere skiet, die ou koeie in die sloot en die bobbejaan agter die bil. Nommer 2, worry. Paulus weer in Filippense, jy moet oor niks, ook nie oor 'n waterlek nie, worry nie. Vertel vir God daarvan, maar maak in alles, dis my so mooi, ek niks, alles. Niks worry nie,
alles in julle begeertes aan God deur gebed en smeeke aan God bekend. A person who worries says, I cannot trust God, I'll take things into my own hands. Worry says God doesn't care and so he won't do anything, I'll have to worry it through. Faith says God does care and he and I will work it out together. I'll supply the willingness and he'll supply the power. With that combination we can do anything. Om te worry oor iets wat jy nie kan verander nie, is useless. En om te worry oor iets wat jy kan verander, is stupid, want verander dit dan. As jy net soveel bid as wat jy worry, gaan jy baie minder hê om oor te worry. Maar ek wil nie by worry stil staan nie. Nommer 3. Hastigheid en besigheid. Dit steel ons happiness. Ek is moeg daarvoor om vir iemand te vra hoe gaan dit, dan vertel hy vir my hoe besig is hy. Nommer 4, hoogmoed. Maar die genade wat hy gee, wat God gee, is groter. Daarom sê hy, God weerstaan hoogmoedigheid. En dit gaan jou vang. Daai woordjie weerstaan, ek is nie baie goed in die Grieks nie, alhoewel ek het geswat het op universiteit en Hebreëus, maar die weerstaan in Grieks, letterlik vertaal is, God beplan 'n aktiwiteit teen jou, om jou nederig te kry. En dit gaan jou happiness steel. Nommer 5, control freaks. You cannot control everything. Get used to it. Ek wil nommer 6 en 7 gou 'n bietjie by stil staan. Ons lag te min. Lag vanuit my binneste, vanuit 'n diepe tevredenheid, omdat daar 'n diepe tevredenheid is. Wanneer jy lag en dit bring verligting in jou gemoed, dan was daar 'n connection tussen jou siel en jou liggaam. Joy of the Lord is my strength. Party mense vat die lewe so ernstig dat as hulle 'n slag lekker lag, dan dink hulle het gesondig. Party mense is so uptight in die lewe dat as hulle 'n slag regtig ontspan, dan is dit 'n vreemde gevoel. Prediker, Psalm 126, ons het gelag en gesing. Job 8:21, terwyl hy jou mond met gelag vervul en jou lippe met juig. Daar's 'n ou Abel El Rama, hy het geleef van 9:12 tot 9:61. Hy het gesê, hy het geskryf, hy het in die 49 jaar van sy lewe elke dag aangeteken waarin hy gelukkig was, regtig gelukkig was. En daar was net 14. 'n kind lag gemiddeld 300 keer per dag. 'n volwassene lag gemiddeld 17 keer per dag. 283 glimlagte verloor ons ergens tussenin. Okay, nommer 7 wil ek ook sing. Daar's soveel skrif, Psalm 34:4, sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons sy naam prys. Psalm 28:7, daarom is ek bly en wil ek hom loof, luister, met 'n lied. Efesiërs 5:19, en sing onder mekaar psalms, die doppers het net daar gestop. Lofsange en ander geestelike liedere het hulle uitgekrap. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Psalm 96:1, sing 'n nuwe lied tot eer van die Here, sing tot eer van die Here. Psalm 98, dis my so mooi, sing tot eer van die Here met begeleiding van lier, speel
op die lier en sing. Dan sê hy, blaas die trompet en die ramshoring, jubel tot eer van die Here, die koning. Die see en alles daarin moet druis, die aarde en alles daarop moet juig, die riviere moet hande klap, die berge moet juig voor die Here, want hy kom om oor die aarde te heers. Psalm 92, dit is goed om die Here te loof en om die naam te besing. U groot dade, Here, het my baie bly gemaak. Ek wil juig oor wat u gedoen het. Paulus en Silas sit in die tronk. En hulle doen wat daai 3 tekste wat ek nou net vir jou gesê, hulle wortels is daar waar die strome is, in Christus. Hulle sit in die slegste omstandighede en hulle sing. They worship God. En wat gebeur as 'n mens in daai omstandighede kan fokus en op God worship? Dan gebeur daar wonderwerk. Daar's 'n aardbewing. Die tronkdeure gaan oop en die bewaarder kom tot bekering. Is dit nie amazing nie? My tweede laaste. Wil ek jou 'n storie verduidelik. Valse en onwaar gedagtes het 'n sterk greep gehad op hierdie jong prokureur. Hy was so depressief dat sy vriende messe, skerp voorwerpe en vuurwapens buite sy bereik gehou het. By sommige geleenthede het sommige van hulle by hom gewaak om hom teen homself te beskerm. Sy valse gedagtes het hom laat skryf. Hy het die volgende geskryf: ek is nou die ellendigste mens wat leef. As ek voel gelyk verdeel, hoe ek voel gelyk verdeel onder die mensdom, sou daar nie een vrolike mens op aarde wees nie. Of ek ooit beter sal wees, kan ek nie sê nie. Om te bly op aarde is nie vir my moontlik nie. Of ek moet sterf, of ek moet beter word. Hy het in die wêreld, sy eie wêreld van negativiteit weggesink. Hierdie woorde is geskryf toe sy vlam van hoop amper dood gegaan het. 'n vriend van hom het gesê, melancholie het gedrup terwyl hy geloop het. Sy naam was Abraham Lincoln. Maar iets het verander. Daai het hy in 1941 geskryf, in 1863 skryf hy, die jaar wat na 'n einde toe gaan is gevul met seëninge van vrugbare velde en gesonde lug. Die uiterlike omstandighede wat Lincoln in 1841 teenoor 1863 beleef het. In 63 was dit baie erger. Duisende jongmans het geveg in 'n burgeroorlog teen mekaar. Lincoln het geleer om sy gedagtes te bestuur. Hy het die dissipline van gedagtebeheer ontwikkel, wat hom in staat gestel het om positief, op die positiewe te fokus. Hy sê, ek het opgemerk, Lincoln se woorde, ek het opgemerk dat die meeste mense omtrent so gelukkig is, as wat hulle besluit om te wees. Ek wil nie dankbaar behandel nie, vir hom volgende week met Vadersdag behandel. My slotopmerking. I wish I had let myself be happier. Jy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is. Die wortels is onder in die strome, die stam, die blare wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie, want strome van lewende water kom uit jou takke uit. Jy moet in Christus, sodat jy vrede kan vind in Christus, ongeag jou omstandighede. Nou Paulus sit in die tronk, opgesluit, nie 'n ideale situasie nie, hy is ter dood veroordeel. Hy kon gesê het, God het van my vergeet,
God het my teleurgestel. Ek was uitgesproke vir die waarheid. Ek het gedoen wat God wil hê ek moet doen. Ek het geglo ek moet Rome toe gaan. Ek het geglo ek moet die evangelie vrymoedig verkondig. Wat is God se plan? Kyk waar sit ek. Ek kan nie so aangaan nie. Dinge kan nie erger raak nie. Waar is die Here? Waar is 'n God van liefde? En dan skryf Paulus in Filippense 4:8, one final thing. En ek lees gou vir jou 'n paar in Filippense 1 vers 3. Ek dank God. Ek bid met blydskap. Vers 19. Ja, ek sal voortdurend bly wees. Vers 21. Want om Christus te ken is vir my wins. Hy wortels is onder in die stroom, vas in Christus. Hoofstuk 2 vers 2, dan maak my blydskap volkome. Hoofstuk 2 vers 18. Verbly verbly ek my saam met julle, verbly julle ook so. Hoofstuk 2 uit 29. Ontvang hom dan met groot blydskap. Hoofstuk 3 vers 1. Wees bly in die Here, ek herhaal, wees bly. Hoofstuk 4 vers 1. My vreugde en my kroon. Vers 4. Verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle. Nou, hoe kry ons dit reg? Ten slotte, om wanneer my wortels met die onder in die waterstrome, al gaan dit hierbo nie goed nie. Hoe kry ek dit reg? Stilte tyd. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy laat my by 'n feesmaal aansit. Hy ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. God se goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Nee, sê Jesus vir sy disippels, as julle bid, gaan na jou kamer toe. Bære die selfoon, bære die rekenaar, bære die TV remote, bære alles. Maak die deur toe. En bid tot jou Vader wat jy nie kan sien. I wish I had let myself be happier. Nou soos die Here nou wil, iemand het 'n dagboek geskryf, Willie de Tooy. Lees ek toe 13 Junie, en ek wil daarmee sluit. 13 Junie se dagstukkie in storie dagboek 1. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Even met die R5,000 se waterrekening. Vind rede om elke dag iets goeds te celebrate. Celebration is the unceasing affirmation that underneath all the ups and downs of life, there flows a solid current of joy. Jy gaan altyd vind, skryf hierdie ou, jy gaan altyd vind dit waarvoor jy op die uitkyk is. As jy soek vir wat verkeerd is, dan gaan jy vind wat verkeerd is. As jy soek vir wat reg is, gaan jy vind wat reg is. As jy soek vir die negatiewe, sal jy die negatiewe vind. As jy soek vir positiewe, dan sal jy die positiewe vind. Deur watter bril kyk jy vandag na die lewe? As jy nie van iemand hou nie, sal jy 100 redes vind waarom jy nie van die ou hou nie. As jy nie gelukkig is by jou werk nie, gaan jy 100 redes vind hoekom jy nie gelukkig is by jou werk nie. Of as jy gelukkig is by jou werk, gaan jy 100 seëninge kan tel wat jou gelukkig maak by jou werk. As jy ongelukkig is in die land waar jy woon, sal jy 100 redes vind om te emigreer. As jy die beste van die lewe wil raak sien, sal jy dit raak sien. As jy die slegste van die lewe wil raak sien, sal jy dit raak sien. Is jy 'n brommer? Wat doen 'n brommer? Hy gaan sit op die drolle.
Of is jy 'n by? Hy gaan vir die nektar. Hierdie ou het nogal oulik geskryf. Deel met jou skuldgevoelens. Deel met jou worries. Hou op hastig en besig wees. Hastige mense het die tyd nie. En om lief te hê van tyd. Hou op, deel met jou hoogmoed. Hou op alles probeer beheer. Ons moet meer lag, ons moet meer sing, ons moet meer positief wees, ons moet meer dankbaar wees van volgende week om aan. En kom in jou stilte tyd by die Here uit. I wish I had let myself be happier. Kom ons bly so sit. Ek wil hê dat ons hierdie as 'n gebed sal sing, waarin jy dit vir Jesus gee. Jou ongeag of die storms bo die blare en die vrugte waai, jou wortels is in Christus gevestig. Ons bly so sit en dan sal ek 'n seëngebed doen. Oh, to Jesus I surrender, make me Savior, holy thine. Let me feel thy Holy Spirit, filling up thou heart with mine. I surrender all, I surrender all. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender all. Oh, to Jesus I surrender, Lord, I give myself to you. Fill me with your love and power, let your blessing fall on me. I surrender all, I surrender all. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender all. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe oplig en aan jou sy vrede gee. Amen. Baie dankie, daar's lekker eetgoed. As jy tydjie het, bly nog 'n rukkie.